Dat is goeiemôre almal in persoon. Goeiemôre. Dankie dat julle hier is. Dankie dat julle aanlyn inskakel. Ons is baie opgewonde om julle hier te hê. Ja, ons is baie opgewonde oor hierdie produk. Ek is net hier van 'n tegniese oogpunt af. Ek sit agter die rekenaar en antwoord julle vrae. Ons kan julle glad nie hoor nie, ons kan julle glad nie sien nie. So moet glad nie bekommer as dit chaos is in die kantoor nie. Ons verstaan. As jy wil vragies vra aan die regterkant van jou skerm, sal jy sien is daar 'n chatbox of 'n questions. Vra jou vragies daar. Ons gaan probeer om dit lewendig te antwoord, maar indien moontlik sal ek probeer begin vir julle tik of vir julle help of wat ook al so. Dit is waar julle julle vragies kan antwoord. Ja, so baie welkom. Ek wil gou net ook vir julle vertel, ons is besig met ons webinar reeks. Laasweek het ons Speaker D6Pay webinar gehad wat gaan oor aanlyn betalings of kontantlose betalings. As julle dit gemis het en julle wil graag meer weet, asseblief laat weet ons. Dit is regtig vir skole ongelooflik hoe hulle sê hoe betalings inkom as dit vir hulle moontlik is dat ouers enige plek enige tyd kan betaal en daar nie kontant op die perseel is nie. Dis veiliger, dis makliker. So dit was vir ons 'n baie lekker geleentheid geweest. Vandag praat ons oor fees en oor 2 weke praat ons oor ons borgskapbestuur wat ons ook baie opgewonde is. Skole het vreeslik baie bates waar hulle adverteer of dit buite die skool is of dit in 'n nuusbrief is. Dis 'n platform wat dit help bestuur, wat jou help om seker te maak daar's altyd 'n lopende inkomste wat inkom. Baie opgewonde oor die produk en 'n ekstra voordeel, D6 kan jou help om borgskappe te kry ook vir jou skool. So as jy dit nog nie vir daai enetjie geregistreer het nie, asseblief registreer. Ook baie opgewonde daaroor. So ja, ons is besig met 'n reeks vir finansiële volhoubaarheid. Van wat julle vir ons gesê het, is dit 'n groot oogseer in skole, dit gaan oor finansiële volhoubaarheid. Wat kan ons doen om dit makliker vir julle te maak, om dit beter te ondersteun ensovoorts. En dan die laaste geleentheid wat ek net ook vir julle oor vertel, is die D6 geleenthede. So ons het 3 in September en in Oktober. As jy nie daarvan weet nie, asseblief e-pos, maar asseblief kom na dit toe. Dit is vir ons lekker om met ons skole te praat, om te hoor waarom julle sukkel. Ons praat met julle oor wat aangaan by D6, wat ons doen by D6. Ons stel julle voor aan ons partners om dinge vir julle makliker te maak. So dis regtig nogal lekker. En by hierdie geleenthede leer ons wat is vir julle belangrik, waarmee sukkel julle, hoe kan ons verbeter. So dis regtig 'n lekker geleentheid vir julle en ons gee vir julle middagete en drankies. So dis regtig 'n lekker om by te woon. Maar laat ek ophou praat, geniet die geleentheid, e-pos my of message my as julle sukkel met enigiets, dan help ek graag. Ek stel nou voor vir julle Leonie. Sy is ons produkeienaar van finansies by D6 en sy gaan begin met ons inleiding. Geniet vandag. Dankie Nelia. Hallo julle, ek is Leonie Kreer, ek is D6 se produkeienaar van die finansies module. Welkom by ons vandag. Ek gaan vir julle net 'n bietjie agtergrond vertel van hoekom het ons met fees 'n vennootskap aangegaan. So ons het na 650 skole se data gaan kyk. Daar is 8.5 biljoen rand se fakture uitgereik vir skoolgeld oor die 650 skole vir die 12 maande periode. Van daai 8.5 biljoen rand is 3.3 biljoen rand nog uitstaande na die 12 maande. Daar is omtrent 96 miljoen rand se geld wat afgeskryf is in daai jaar vir die 650 skole en daar is ek dink 340 miljoen rand wat oorhandig is na 'n invoerder. So toe ons hierdie data sien, toe het ons besef daar's 'n groot probleem in die skole om gelde in te kry, skoolgelde. So ons het toe met fees 'n vennootskap gestig en hulle het ons hierdie wonderlike sagteware geskryf wat direk integreer met ons finansies module. So alles wat aan die finansies kant is, kan fees sien raak in jou skoolgeld. Okay, so ek gaan nou aan Nadine oorgee. Sy is ons projekbestuurder op die fees produk en sy gaan vir julle 'n bietjie meer vertel in detail. Dankie Nadine. Dankie Leonie. Hallo julle, dis lekker almal wat ons gejoin het vandag. Ons is baie opgewonde om vir julle te wys presies wat die produk kan doen vir die skole. So gegee die data wat Leonie met ons gedeel het, wil ek hê julle moet dink aan hoeveel skuld tans is uitstaande by jou skool. Vra jouself die volgende vraag. Ja, dankie. Hoeveel tyd spandeer jy per week om op te volg op hierdie gelde?
hoeveel ure, hoeveel nagte, hoeveel emosionele kapasiteit vat dit om met ouers te praat om die geld in te kry. En kom jy by almal uit. Daar's so baie wat aangaan in skole, so baie transaksies. Kom jy by al die ouens uit, die kleintjies ook, of net jou grootste misdadigers? En dan is jou papierwerk reg as dit kom by oorhandiging. Is die proses wetlik nagevolg? En dan met dit in genome, dankie. Wil ek hê ons moet kyk na die groot probleem wat vir ons skole daar buite is. Dit is kommerwekkend, want soos Leonie gewys het, dis nie net hier en daar 'n laatbetaling nie. Dis miljoene rande. Dis geld wat op die begroting 'n rol speel en wat deurvloei na die res van die skool. Die administratiewe las op die personeel is massief. Die ure wat daarin gaan, die transaksies wat hulle moet byhou, die betalingsreëlings wat hulle moet onthou, die geskiedenis op elke liewe rekening. Dis regtig baie om op te volg op. En dit is waar die outomatisering van fees kan inkom en julle help. Die gereelde opvolg en interaksie is noodsaaklik. Ek het so gelag, terwyl ons besig was met die projek, het ons na skole toe gegaan, met hulle gepraat oor die probleem, en die een vroukie sê, nee, sy ken van skuldinvordering. Jy's of Eckers of jy's Woolworths. Ek so, wat bedoel jy dan? Nee, sy's Woolworths. Okay, nee, vertel my meer. Sy sê, as jy nou klere gaan koop op rekening by Eckers, hulle sal jou dalk een keer elke 2 maande, 3 maande betaal. Nee, hulle sal nie so op het nie. Maar Woolworths bel vir jou elke week. En vir wie gaan jy betaal? Jy gaan die een betaal wat jou laaste herinnering. En dis Woolworths. So ons wil vir julle help om Woolworths te wees, om julle geld in te kry. So die gereelde opvolg is baie belangrik. Die data wys dat hoe langer die skuld uitstaande is, hoe moeiliker is dit om in te kry. So jy wil op jou game is, jy wil weet wat aangaan. En dan die opvolgproses moet voldoen aan wetlike vereistes. Jy wil nie bekommerd wees of jy nou die regte ding in jou brief gesê het jy nou die regte prosedure gevolg. Want wanneer dit by die oorhandiging kom, wil jy seker maak jou papierwerk is reg en is 'n vinnige en maklike proses. So ons het die impak gesien. Ons weet die tyd, die hulpbronne wat dit vat vir die skool om die geld in te samel. En ons het gesien daar's 'n wesenlike gaping. Hier tussen die faktuur wat uitgereik is en die oorhandiging is daar net 'n groot gaping. En dis waar fees inkom. So jy help om outomatiseerde prosesse in plek te sit wat ure sal spaar op die personeel, dat jy kan sien presies met die eerste oogopslag as jy daai dashboard oopmaak waar jou skool staan. Hoeveel skuld is uitstaande? Hoeveel rekeninge het jy afslag opgegee of exemptions voorgegee? Sorry. So, ons is jou toegewyde skuldbestuur vernoot, wat die skool gaan bemagtig om 'n eenvoudige, maklike proses in plek te sit sodat jy nie verder hoef bekommerd te wees nie. Okay. Dan die demo. Jaco is die produkeienaar van Fees. Hy het ure en nagte omgewerk om hierdie produk van skole aan mekaar te sit. Want ons weet mos nou die groot probleem is en ons wil graag ons skole help. En hy gaan vir ons 'n paar dinge wys. So ek gaan net oorhoops deurpraat wat hy gaan demonstreer en dan gaan ek oorhandig aan hom. Dan sê ek net nog gepraat. So die data is geïntegreer met D6+. Geen byhou van data, duplisering van werk. Hier moet jy nou 'n ding aflaai en hom weer by 'n volgende stelsel inlaai nie. Jy maak oop, jy druk een knoppie, boem, jou data is reg op beide stelsels. Daar's outomatiese werkvloeie. Hierdie werkvloeie het ons met regsadviseurs gesit, ons het uitgewerk presies. Dit is die best practice. Dis die beste manier om geld op te volg op. En al daai kommunikasie is deurgehardloop en ons weet wanneer dit kom by die oorhandigingsproses, dis reg. Dit kan alles geautomatiseer wees, so jy hoef nie elke keer bekommerd hoef te wees. Jy het nog 100 e-posse om te stuur vir al die uitstaande skuld nie. Daar's volledige rekord op van al die aksies. So jy hoef nie te onthou, daai Sunny se maat my gebel, ek moet onthou sy gaan eers teen die einde van die maand haar R100 betaal nie. Al die inligting sit op die rekening. Geskiedenis daarvan, die betalingsreëlings ensovoorts. En dan is daar gemoedsrus vir die wetlike nakoming wat ek genoem het. Alles met die Suid-Afrikaanse skolewet in ag geneem.
is opgestel en dan kan jy vinnige oorsig kry. Jy kan presies weet, as die hoof jou vra het, dan sê jy, okay, nee, ek weet, hierdie is ons grootste misdadigers, hierdie is ons uitstaande skuld op hierdie datum, op hierdie tyd en plek, live, en dan as jy meer inligting wil hê vir jou beheerliggaam vergaderings, kan jy baie mooi verslagte optrek, presies soos wat jy dit wil hê, jy kan export na Excel toe, maar ek gaan nou minder praat en meer wys. Hierdie is sommer net wat ons paar noodskole gesê wat aan die produk gebruik het. Dit is baie opgewonde ook daaroor, net soos ons. Van die skole het gesê, hulle sou nou iemand aanstel, hulle gaan nou sommer fees gebruik, en nou kan daai tyd wat in die verlede gespandeer is om op te volg op gelde, kan nou baie mooi aangewend word, om eerder ons skool te hou, ons leerders te help. Daar's genoeg ander dinge wat aangaan in 'n skool. Jy wil nie in vandag se tyd nog met 'n manual proses sit, as dit geautomatiseer kan word nie. En ja, so by al die uitstaande rekeninge kan uitgekom word. So al daai kleintjies op die einde van die dag maak 'n groot verskil as jy by almal kan uitkom. So ek gaan nou oorgee aan Jacob, dankie. Sodat julle nou mooi kan sien hoe lyk die produk. Baie dankie Nadine. Okay. So nou net om dit wat ek gesê is om prakties net vir te wys wat fees kan doen. Sodra jy by jou fees ingeteken het, by jou skool se databasis, sal jy op die oorhoofse dashboard afdeling van fees land, waar jy dadelike oorsig kan kry van al die skulde en gelde wat by jou skool betrokke is. Voor ons in die bietjie in dit ingaan, wil ek net vinnig hierbo wys. So ons het nou genoem dat fees ten volle geïntegreer is met D6 Finansies. Elke oggend 4:00 die oggend sinkroniseer die data van fees se kant af. As jy oor die sink nou op die haver, dan sal jy sien die laaste tyd wat ek gesien het. Jy kan enige tyd self ook 'n sinkronisering roep. Wat dit beteken is, as jy weet iemand het kwitansies gelaai of 'n bankrekonsiliasie gedoen en jy weet daar's transaksies wat nou na vanoggend 8:00 gebeur het, dan kan jy eenvoudig net die klik op sinkroniseer en dit binne 'n minuut trek al daai inligting oor en jy kan dit is in fees. Kom ons staan gou 'n bietjie stil op die dashboard self. So op die dashboard het ons wat ons noem infocards, wat vir jou oorhoofse inligting gee van al die skulde uitstaande, hoeveel gelde in advance is, hoeveel fees jy die jaar geexempt het, met 'n klein comparison om dit so te stel teenoor laas jaar, hoeveel meer of minder is teenoor laas jaar, hoeveel skulde het jy afgeskryf, hoeveel is oorgehandig en dan die totale rekening wat uitstaande is. So as jy op een van hierdie klik, dan maak dit die onderliggende data oop, so dan kan jy baie vinnig sien waar jou skulde lê. So byvoorbeeld as ons nou geklik het op die uitstaande skulde en jy wil sien die skulde wat 180 dae plus is, dan kan jy net op hierdie lyntjie oopmaak en kan jy sien wat die rekeninge is. En so is elke blokkie interaktief wat jy dan na die onderliggende data toe vat. So as ek op die fees exempted klik, so kan jy vinnig sien wat se rekeninge die jaar die exempted op toegepas is, wat se fooie geexempt is. Dan het ons ook 'n bietjie interaktiewe grafieke wat vir wys hoe jou skuld verskil tussen die ouderdomsgroepe, die totale skuld volgens kategorieë. Dan het ons hier 2 interessante grafieke wat jou totale skuld wys soos wat dit groei elke maand as jy sukkel met jou skulde te vorder en hoeveel betalings te ontvang. Wil ek vinnig noem, hierdie is 'n toetsomgewing sodat die data lyk dalk nie noodwendig soos wat dit tipies sal wees nie, maar die idee wat mense met die 2 grafieke eintlik wil uitwys is, soos wat fees die opvolg doen op die uitstaande skulde, verwag mense dat die totale skuld dan nou afneem en die betalings wat jy ontvang toeneem. En so kan jy 2 grafieke teenoor mekaar afspeel om te sien wat se strategieë werk en so. Okay. Ons het dan grafieke om die uitbalances per graad te wys en die totale skulde per graad. Die idee agter dit is, jy wil van die eerste jaar wanneer jy 'n nuwe leerder in die skool het, wil jy die ouers identifiseer wat moontlik wat jy bietjie meer aggressiewe opvolgstrategie moet volg, so dit is om daai ouers goed genoeg uit te wys. Dan, soos ons genoem, ons is geïntegreer met D6 Finansies, dit beteken dat ons ook die notas oorbring en die beloftes van betalings wat die ouers deurgee, so kan jy sien wat se beloftes gemaak is en wat nog uitstaan is wat jy dan kan opvolg met die ouer. Ons wys ook vir die top 10 rekeninge. Dit kan nou natuurlik ook skuld wees van vorige jare, maar dit is om die
die uitskieters uit te wys sodat jy op hulle kan aggressief opvolg of indien dit nou nodig is die oorhandigingsproses begin. Ja. Okay. So dit is 'n oorsig oor die dashboard. Ons soos wat ons terugvoer kry van die skole af en soos wat ons leer wat se inligting waardevol sal wees insigte soos wanneer debietorders gebons het sodat jy dadelik kan opvolg en met die ouers. Dit sal dan natuurlik ook hier wys soos dat as daar 'n debietorders in die laaste 3 dae gevolg het, dan sal ons dit ook hier wys sodat jy dit dadelik kan opvolg. So daar's altyd sulke interaktiewe knoppies wat wys. So kom ons gaan gou in die werksvloei self in. So met elke feesproduk gee ons een standaard werksvloei. Jy kan jou eie ekstra werksvloeie laai as jy 'n meer aggressiewe een wil hê teenoor die standaard een wat gegee word. So as ons in die standaard werksvloei ingaan, sal jy sien hy's afgebreek in opvolgaksies waar ons 'n friendly reminder stuur vir skulde tussen 31 en 60 dae, ons ook 'n SMS stuur, dan op 45 dae uitstaande stuur ons opvolg e-mail, dan op 61 dae stuur ons 'n letter of the month wat bietjie meer formeel en ernstig voorkom. En dan op 91 dae stuur ons die geregistreerde brief en dan op 151 dae stuur ons maar net die finale notas dat ons die stappe geneem gaan word. Hierdie werksvloei is die standaard wat ons gee met elke feesproduk, maar julle is in volle beheer oor hoe om dit te verander. As julle dit meer aggressief wil maak om elke 7 dae opvolg te doen, so kan julle dit verklaar. Op elkeen van hierdie aksies deel ons dan die rekeninge uit volgens wat se kategorie hy val. Hierso kan jy sien dat daar 150 rekeninge is wat uitstaande skulde het tussen 31 en 60 dae. As jy vinnig wil loer wat se rekening dit is, dan kan jy op die workflow se 150 account sien en dit gee vir die lys van daardie rekeninge. Ons sal nou later 'n bietjie in die detail ingaan van daardie rekeninge. Op die werksvloei self sien julle dat 'n werksvloei outomaties kan hardloop indien jy sou wou, waar jy ook 'n global automation het wat jy kan aansit. So as jy nou gemaklik is met jou werksvloei en jy 'n strategie wat jy volg wat werk vir jou skool, dan kan jy hom aansit en jy kan dit ook gedeeltelik aansit vir jou vriendelike opvolgstrategie. Kan jy sê dit kan outomaties uitgaan, maar vir die meer ernstige opvolg wanneer jy section 41 stuur en so kan jy dit afsit sodat die feestelsel daai deel optimaliseer, maar wanneer jy 'n bietjie meer dieper in die rekening wil ingaan om seker te maak voor jy die section 41 stuur, dan het jy ook daardie gemaklikheid van jou kant af om dit so te doen. Ja, so om dan net op die werksvloei self, jy kan follow all klik wat vir jou afbreek gee van al die opvolgaksies wat jy kan uitvoer, maar jy het ook die funksionaliteit om dit per aksie te doen. So as jy nou vir hierdie of 150 rekening moet opvolg, dan kan jy sê kom ons volg hulle op. Jy het die opsie om dit te skeduleer, so jy kan sê ek wil graag hê hierdie moet eerder 11:00 uitgaan vanoggend, dan kan jy die tyd 11:00 kies. Dan jy sal sien in die onderkant verander. Ja, nee, ja. Het ek beheer oor die bewoording van die aanmaning of is daar 'n standaard aanmaning wat ek nie kan verander nie? Jy het beheer van die bewoording. Ek sal nou sal ons in die templates gedeelte van dit uitgaan. Okay. Ekskuus dat ek net gou weer die opvolg begin. So op uit hierdie rekeninge uit. So ons weet ons nou ook met by skole betrokke, jy het een account holder by die skool, maar daar's ook 'n ouer 1 en 'n ouer 2 wat die boodskap ontvang. So jy kan sien hier's 144 rekeninge wat opvolg nodig het, maar dit beteken dat daar 255 persone is wat fisies die opvolg wat die ouer 1 en 2 gaan wees. Hierdie is 'n klein voorbeeld van hoe die e-mail lyk, die template lyk wat gebruik word vir hierdie opvolg, waar ons dinamies die uitstaande skuld vir elke e-mail wat uitgaan insit, spesifiek tot daardie rekening. En ek gaan sommer net gou hierso dit skep. Sodra jy daai opvolg geskep het, dan kan jy sien dat sal jy sien hierso is 144 aksies dan geskeduleer. Jy kan op 'n klik om te sien wat se aksies daar is. As jy dan nou een vir een hulle wil afneem, dan kan jy hierso klik op send now. Of jy kan die volle lys kies en dan kan jy hulle stuur as jy dit in self wil doen en nie die outomatiese proses volg nie. As jy dit wil kanselleer en dit nie volg nie, dan kan jy maar net sê as jy die aksies wat jy dan nou
geskep het, kan jy dan net kanselleer. Kom ons gaan net 'n bietjie in die opstel van die workflows in om te wys wat kan verander word en hoe dit verander kan word. Okay. Soos ek vroeër genoem het, ons gee een standaard workflow saam met fees. Jy kan baie maklik die standaard workflow dupliseer en dan kan ons sê hierdie ons wil 'n aggressiewe workflow skep. Wat dit beteken is, vir die follow-up reminder, ek wil hom 7 dae na die, ons maak hom 38 dae, ek wil hom, dis daarin, ek wil hierdie op 38 dae na die tyd stuur. Die letter of the month wil ek 45, dan moet ons hier verander, maar basies wat ek net wil wys is dat jy volle beheer het oor die opvolg aksies wat jy kan verander op jou werksvloei. Jy het ook die vermoë om te sê vir 'n spesifieke opvolgaksie, dit moet net op skoolgelde van toepassing wees. Jy kan ook 'n vooropgestelde aksie wat nodig is, wat uitgestuur moet word voordat jy die aksie stuur, so want volgens wetgewing moet jy ten minste vir die ouer genoem het van hy kan vir vrylating aansoek doen, en een van hierdie opvolgstrategieë het daardie in, wat in ons spesifieke opvolg is die letter of the month, so om seker te maak dat dit uitgegaan. So dis maar net 'n prerequisite voordat die registered letter of the month kan uitgaan. Hier in die onderkant kies jy wat se template gebruik moet word vir daardie opvolgstrategie, en hier kan jy stel wie dit moet ontvang of outomaties moet gebeur, en as ons na die spesifieke templates toe gaan, net om te wys wat al verander kan word. So ons hier na email templates toe gaan. Kom ons gaan na die Engelse 45 dae opvolgstrategie. Hier kan jy enige ekstra bewoording bysit wat jy op saam met die boodskap wil uitstuur. Soos genoem, daar is wat ons noem placeholders wat die dinamiese inligting insit vir spesifiek betrokke tot die rekening wat uitgestuur word. Dankie, Jaco. Ja, so ek wil net noem dat jy dan die template kan personifiseer vir jou skool. So kom ons sê jy het 'n begrotingsvergadering gehad en jy wil die ouers herinner daarvan. Kan jy die begrotingsvergadering se datum inset wanneer dit gebeur het, as ook die agendapunte wat bespreek is, sodat hulle onthou dat hulle het ingestem om skoolgeld te betaal. So, ja. Dankie, Jaco. Ja, so van die workflow af, kan jy na al jou rekeninge toe gaan wat uitstaande is, of al die opvolgaksies wat geskep is. Ek gaan vinnig na die rekeninge toe gaan. So, hier is die lys van rekeninge wat deurgetrek het van DSS Finansies af. As ek in die eerste rekening ingaan, gee dit vir jou oorhoofse agtergrond van hierdie rekening, wat die kode is, wat die uitstaande balans is, wie die leerders is op die rekening, enige notas wat in DSS Finansies gelaai is wat deurtrek. Jy kan jou eie ekstra notas laai van fee se kant af. Dit sal dan deurtrek na DSS Finansies toe. Jy kan beloftes om te betaal, kan jy ook hierso laai. Hierso is 'n afbreek van al die beloftes en betalings wat gemaak is. Hierse as daar enige kom ons kies net 'n rekening wat uitstaande skuld het. Okay, ons gaan net na Sonja toe. As jy in 'n rekening is met uitstaande skuld, het jy ook die vermoë om individueel opvolgings te doen vir daardie rekening, waar volgens die workflow wat gekies is op die rekening, gee dit vir die aksies wat daar gelys is om 'n opvolg te doen. Ek wil die follow-up reminder doen van 31 tot 60 dae. So gaan jy dit dan nog steeds elke keer manually moet kies. Want wat ek byvoorbeeld nou, my vraag is nou net soos op DSS heiliglik, as jy ingaan op 'n rekening wat nie hulle belofte nagekom het nie, moet jy dit nog steeds manual uitstuur na die ouer toe. So wat is die verskil dan tussen daai en wat fees nou vir ons bied? Want
Ek wil eintlik meer iets hê soos 'n outomatiese ding wat hom gaan sê luister maar jy het nou nie betaal nie, so asseblief kan jy nou die geld betaal want dit was jou reëling met ons. Ek wil nie nog dit moet my tyd bespaar, verstaan jy? Ek wil nie nog manually op elke ene in moet gaan soos wat ek heidaglik moet ingaan en dit moet gaan sê hoorie jy het nou nie betaal nie, kan jy nou asseblief betaal. Ek wil iets hê wat dit vir my makliker gaan maak wat dit outomaties gaan doen. So die opvolg jy kan nie outomatiese opvolging ten volle aansit, dan hoef jy niks te doen nie. Okay, so dit is op ooreenkomste wat die ouer aangegaan het met die skool wat soms. Ja, die reminders gaan uit op hoe die inkomste wat die ouers gemaak het, om vir te sê hoor jy het 'n belofte gemaak dat jy vandag gaan betaal en dan word 'n reminder gestuur. Dit is buite die aksie, die opvolgaksiestrategie, so die aksies wat volgens wetlik wat ons het ingesit op die werksvloer wat gedoen moet word. Dit volg outomaties en dan stuur ons reminders uit vir die ouer om te sê hoor jy het beloof om te betaal, jy gaan die 12de. Dis afsonderlik van die opvolgstrategie, maar die ouers kry outomaties daai reminder ook as jy dit so aansit. En dan wys hy dit vir jou na sekere gevalle sê kom ons sê die ouer het vir 3 keer nie sy belofte nagekom nie, maak hy vir jou 'n ding voor wat vir jou sê okay luister maar hierdie ou is nou die culprit in die saak, hy hou nie by sy beloftes nie, hy moet nou aangeskryf word. Of moet jy dit nog steeds manually gaan opvolg? As hulle dit nie fisies gedoen het. Ja. Ons wys op die dashboard uit wanneer beloftes nie gemaak is nie. Kyk, natuurlik moet dit in DC's finansies ingevul wanneer die betaling gelaai word nie gelaai word nie. En dan op die dashboard wys ons uit wat se beloftes nie gemaak is nie. So, maar dit is 'n manual stap wat gedoen moet word, want ek meen dat niks gebeur van die ouers se kant af nie, so dan is daar 'n aksie wat geneem moet word. Jy het die reminder gestuur, maar niks gedoen nie, so dan moet jy verdere aksie neem. So die finale aanmelding gaan nie outomaties uitgaan. Jy kan antwoord. So, as jy byvoorbeeld, as daardie skuld wat die ouer nie betaal het nie, in 'n sekere age bracket val, nee, so sodra daai skuld kom ons sê 90 dae oud is, dan kan jy stel dat hy outomaties 'n geregistreerde brief kry en daai proses is dan outomaties. So dit hang af van jou, jy kan dit aanpas volgens die skool se behoefte. En hoe dit werk is die skuld, die stelsel werk op die ouderdom van die skuld. So sodra die skuld 'n sekere ouderdom is en jy het vir die stelsel gesê, luister, op hierdie ouderdom het ek nou klaar gepraat, ek gaan oorhandig of ek gaan 'n geregistreerde brief stuur, dan sal dit outomaties gebeur as jy dit so opstel. So ons help julle, sal julle handvas met die opstelling in die begin, sodat julle kan rustig wees soos later dat die stelsel self daai opvolg doen. Dan hoef jy glad nie meer bekommerd te wees nie, maar in die begin moet jy besluit, want party skole wil oorhandig, jy weet, op 60 dae en ander skole sê nee, wag, kom ons gee nog 'n bietjie kans, kom ons oorhandig eers op 90 dae. So daai is in julle beheer. Okay, presies. Okay. So, nou net vinnig om weer dan wanneer jy fisies na kant toe. Ek het nou 'n rekening opgemaak met redelike ou skuld. Okay. So net op die rekening self. So jy kan elke rekening allokeer so teen watter opvolgstrategie hierdie rekening outomaties moet hardloop. So jy kan sê vir hierdie rekening ek moet teen die aggressiewe hoofvlou hardloop of die standaard een. As daar 'n rede is hoekom die rekening gepos moet word, dit kan wees dat dit kan enige wees. Jy kan hom pause of disable. Dit kan emosionele faktore wees, sterfte in die familie, wat ook al dit is. Dit is tot julle diskresie wat julle. As julle die rekening pause of disable, dan sal geen opvolgstrategie vir hierdie persoon uitgaan. Julle is in beheer en dan sodra jy dan nou een van die twee opsies kies, kan jy ook 'n rede gee. So as daar multiple users op jou fees databasis is en jy wil jou spanmaat moet ook kan sien hoekom jy die rekening op pause sit, dan kan jy met 'n rede laai en also. So ek wil gou vir hierdie rekening dit is nou 'n manual opvolg, net 'n letter of the month stuur. So die letter of the month is die voorbeeld van hoe dit gaan lyk. Met die inligting van die skool en die twee ouers, die uitstaande skuld van meer as 60 dae, onhaling van die wet en ons het hierdie toetsomgewing opgestel sodat die e-mail nou uitgaan na Leonie toe. So Leonie kry 'n e-mail van fees af, soos wat ek gewys het met die view statement knoppie. As sy op die view statement knoppie klik, maak dit 'n bladsy oop waar die ouer dan sy staat online kan sien
met jou skool se behalwe, jou skool se besonderhede en bankbesonderhede, die detail van waaruit jou rekening bestaan en dan sodra die ouer die rekening oopmaak en jy cashless payments aan, het die ouer die funksionaliteit dan om te klik op Pay Now, waar daai ouer dan die opsie het om dan spesifiek die skuld, die ou skuld wat jy nou voor die brief uitgestuur het om te delg. Wat Leonie nou aan haar kant gaan doen, is sy gaan een van die betalings laai. En sodra sy dan gelaai en dan sal jy sien hoe dit dan outomaties in die stelsel in. Ek gaan net gou hier refresh om te kyk of sy dit al gedoen het. Terwyl dit gebeur, Jaco, ons het 'n vraag gekry van, kan 'n mens die werkvloei opvolg volgens skoolgelde of naskoolgelde? En dit is deel van die opstel. So ek sal nou weer dalk die daar aangaan. Dit opwys. Die betaling gedoen. Wag ek dat hy neerkom. Terwyl ons vir die betaling wag. Niet zeggen maar wat ik nou weer achterweg. So, net om te wys dat 'n volle geskiedenis gehou word van die rekening. So op hierdie rekening het ons nou die opvolg gedoen. Hier in die regterkant in die wat ons noem die message log, wys ons al die boodskappe wat gestuur is en hoe daardie boodskap op daardie stadium gelykheid wat uitgegaan het. En hieronder aksies kan jy soos al die aksies wat jy oor tyd opgedoen het vir hierdie rekening gaan hieronder gelys word oor wanneer hy geskep is en uitgestuur is. As jy klik op hier, dan kan jy die detail sien van presies wanneer hy afgelewer is en sovoorts. Jy kan ook op die rekening self vinnige oorsig sien van hoe die staat lyk. As jy die skuld wil wys tot aan die einde van die jaar, as jy dit wil, wanneer jy die Section 41 byvoorbeeld uitgestuur het. As Section 41 uitgestuur het en wil jy die skulde wys tot aan die einde van die jaar, dan kan jy die statement datum aanpas tot aan die einde van die jaar. Hier is net die afbreek van al die transaksies op hierdie rekening as jy 'n bietjie verdere analise wil doen op hierdie spesifieke rekening en dan het ons ook die timeline om vir presies 'n oorsig te gee van wat presies op hierdie rekening gebeur het. Ons kyk net gou so. So die betaling wat vir rekening 1098, laat ons net gesien om te wys hoe die data nou intrek. So as ons nou gaan hier na reports en cashless payments toe, kan ons sien dat die rekening dit wat ons nou net vooruitgestuur het, betaling vir gemaak is. Ja, miskien kan jy wys ook die sukses van die werksvloei, so daar het 'n betaling ingekom, jy het 'n werksvloei geskep, hy's gestuur, en dan kan jy sien, dan wys hy vir jou hoeveel mense het betaal nadat hulle daai e-pos gekry het. Dis eintlik baie harde. So, dan kan jy nou besluit, jy gaan 'n bietjie meer 'n aggressiewe aanslag vat. En as jy dan jou werksvloei meer aggressief maak, kan miskien betaal hulle beter. Jy weet, mense weet nooit. So dit is lekker om te sien ook op die stelsel. Ja, so net om dit dan nou 'n bietjie meer te verduidelik, is in hierdie opvolgaksie is daar 150 rekeninge. Ons het soveel aksies geskeduleer, 8 is uitgevoer en uit daai 8 uit het 25% reageer. Soos wat hulle net gesê het, wat dit basies beteken is, jy het die e-mail is uitgestuur en ons het toe nadat daai e-mail uitgekom het, het ons gesien as 'n reaksie van 'n betaling wat ingekom het in die stelsel. Ja, so as jy klik op die 25%, dan wys ons wat se rekeninge daarop gereageer is. So as jy verder net om vinnig te wys op die vorige vraag wat was, op die workflow self, as ek 'n spesifieke aksie oopmaak, hierso kan jy sien hier kan jy stel vir watse kostekategorie jy die skuld wil opvolg. Hier kan jy dit spesifiek kies vir registrasiefooie, skoolgelde of ensovoorts. So dit is net om die vorige vraag te antwoord. As ons vinnig gaan hierso by, voor ons na die verslae ingaan wat VSV bied, ek wil net vinnig wys die oorhoofse beheer wat jy ook het op jou werksvloei, want ons het ook opgemerk dat daar is sekere
oorhoofse verstellings wat nodig is wanneer mens opvolging doen. Die een wat ek graag net wil by stilstaan is dat ons 'n follow-up wait days setting het. Basies wat dit doen is dis net as jy nie fees as fully automated gebruik nie, dat ons jou net waarsku as jy 'n opvolger, as jy nie binne 7 dae weer 'n ouer wil opvolg om nie nie oorlas te wees om dit so te stel nie, dan kan jy hierdie follow-up wait days stel om te sê ek wil as 'n soft blok wil ek net nie binne 7 dae weer opvolg nie. Jy het ook 'n follow-up threshold. Dit kan wees dat 'n ouer soms R10 kort betaal het. Jy wil nie onnodiglik vir daai ouer dalk opvolg stuur nie, so hierso stel jy threshold ek sal skulde onder R100 wil ek uitsluit op enige versfee, dit is wat jy dan hier instel. Dan hierso laai jou logo, jou kleure, of jy die view statement deel van jou kommunikasie wil hê, jy kan jou signature wat saam met die e-mails uitgaan kan jy stel, die res is maar net opstel van fees spesifiek. Okay. In die verslag, as jy onder reports gaan, klik op actions, het jy 'n volle oorsig van alle aksies wat al uitgevoer is met fees. Hierbo kan jy filters gebruik om te sê ek wil sien alles wat nou nog in progress is, alles wat geskeduleer is, dalk as daar vir 'n rede is hoekom sekere aksies gefaal het. Dit kan wees soos 'n e-mail is nie, daar's 'n e-mail nie ingevul op D6 toe deurgetrek het nie vir die ouer nie, so dan vul jy die e-mail in en dan kan jy die aksie oor uitstuur om seker te maak hy gaan uit. En ja, wat Ladina dan ook vroeër genoem het, is al hierdie data, enige data wat jy sien, kan jy export. As jy op hierdie raadjie hier in die linkerkant klik, dan kan jy klik export en dan die data wat op die skerm wys, export dit. Jy kan natuurlik ook die volle lys kies en dan meer die gedetailleerde export doen van meer velde wat ook nie op die skerm wys nie. Wat saam met die verslag kom is 'n pivot en graph views, maar ek dink kom ons gaan gou na die transactions report toe om dalk hier te wys. So as ons hier op die transactions report is en jy sê ek wil graag al die transaksies sien per maand, dan kies jy hier per maand, ek wil graag net skoolgelde sien en ek wil net die debiteerde invoices transaksietipe sien. Hierso wys dit dan nou vir jou die invoices wat oopgemaak is per maand en so het jy beheer oor spesifiek wat se inligting jy wil sien uit fees uit. Jy kan spesifiek ook search vir transaksies met die interaktiewe searchbox hierbo. As ons vir die meer gedetailleerde uitspanningsverslae toe gaan om dit uit te wys, hierso kan ons die skulde sien dat die uitbalans is vir die rekeninge of per leerder of per kategorie. En as ons nou per leerder hierso klik, dan kan jy sê ek wil graag al my skulde sien vir graad RR en dan filter dit al daardie uitbalances uit. So kan jy ook sien dan wat die skulde dit is wat jy graag op wil fokus van 'n vroeë report. Ja, ons het die cashless payment report wat vir jou wys al die betalings wat hier cashless gemaak is, al die notas wat gelaai is vir al die rekeninge. Hierso is ook 'n oorhoofse van al die promise to pays waar is, so kan jy ook vinnig sien wanneer beloftes nie gemaak is nie, wanneer dit verby 'n sekere datum gegaan het. Daar is die financial metric report wat oor tyd uitgebrei word, so dat hierdie wys basies vir jou hoe jou day sales outstanding verbeter oor tyd soos wat jy meer opvolg. En dan die lekker een wat ek nogals baie van hou is die account activity verslag. So ek het nou 'n e-mail uitgestuur na die ouer toe. Nou wil jy weet, het die ouer die e-mail ontvang? Het hy geklik op die view statement knoppie en hier is al die aksies wat ons daarmee monitor. So die ouer kan nie vir jou sê hy het nie die e-mail ontvang nie. Hier gaan bewyse wees dat hy op daai knoppie geklik het en van so meneer ek het of mevrou ek het jou gesien jy het gisteroggend 10:00 of jy het 5 minute terug om oopgemaak as jy dan 'n opvolg per telefoon wil doen op dit wat uitgegaan het vir die high accounts om dit so te stel. Ek dink oor wees op my rekening. Ja, Vraag. Okay. Okay. So hier is 'n vraag oor kostes.
Ons kan dalk vinnig bespreek die geregistreerde briefkoste en waarom daar 'n koste aan betrokke is. Is die eerste vraag. En dan het ons 'n vraag oor die inligting wat na die prokureurs toe gaan. Hoe word dit bygehou? So jy kan daartoe verwys. Okay. So die geregistreerde briewe, dit is 'n integrasie met Registered Communication. Daar's 'n integrasie wat ons met hulle gedoen het en daar's 'n fooi betrokke met om daai brief uit te stuur en die koste gebonde aan om 'n geregistreerde brief te stuur kan julle dan sien hier onder settings wys ons die koste wat dit besproke is vir 'n geregistreerde briewe wat R49 is. Wanneer jy 'n opvolg gedoen het vir 'n rekening, so ek gaan net vinnig hier by actions gaan, dan wil ek vir letter of the month net gesomme hierdie rekening oopmaak. Op die rekening self, wanneer jy nou jou dokumente bymekaar moet maak wat jy vir die prokureur wil oorhandig, kan jy die account statement print wat dan die afbreek van die skuldig wys. Jy kan die account report print. Ek moet seker net die skerm share sodat jy dit kan sien. Okay, so die account report gee die inligting van wat die account holder information is, die ouer 1 en ouer 2 se inligting, die leerder se inligting en dan die volledige opvolg geskiedenis wat gedoen is op die rekening. Natuurlik as jy nou as jy die friendly reminder gestuur het, dan die opvolg reminder, letter of the month en die geregistreerde brief, sal alles wys die volledige geskiedenis wat gedoen is vir die rekening, saam met die sertifikaat wat kom met proof of delivery van die poskantoor of deur die geregistreerde kommunikasie integrasie. Okay. Dankie Jaco. Ja, ons het met prokureurs gewerk om uit te vind presies wat is die inligting wat hulle nodig het en dit is die inligting wat ons dan vir hulle sal gee uit die stelsel uit. Maar alles word bygehou op die stelsel. Maar dis nie noodwendig al die inligting wat die invorderaar verwag. Dit hang af, maar ja. Want as ons werk met 'n spesifieke invorderaar en hulle het nie noodwendig al daai inligting. Hulle het nie noodwendig al daai inligting nodig nie. Maar dit kan help. Dit help. Want dit is goed om te weet wanneer laas het die ouere e-pos ontvang. Jy weet, so ons gee liewer meer inligting sodat hulle 'n beter prentjie van die geskiedenis het op die rekening, want ons glo dat dit die invordering sal bevorder. Ja, meer suksesvol maak. Ja. Ja. Jy kan maar aangaan. Okay. Ja, so maar net 'n paar klein goedjies om te wys. So as jy na konteks te gaan, na 'n spesifieke ouer, kom ons sê daar die ouer het nie e-mail nie en jy wil nie jy kan nie die ouer in kontak kom met e-mail nie. Jy kan vir ons sê vir die spesifieke ouer ek wil nie opvolg op e-mail nie want hy het nie e-mail nie. Klein goedjies soos dit op die rekeninge self, as jy jou skuld byvoorbeeld filter vir die uitstaande vir die uitspraak het 180 dae plus, as jy hierdie lys en jy wil graag al hierdie 80 rekeninge wil jy oorskakel na die aggressiewe workflow toe, jy kies die lys en sê okay, plaas hulle oor na die aggressiewe workflow toe en dan word hulle oorgeskakel. Ja, so daar's Mag julle sien dan is nog die verslag net geoorskryf, kies. Okay, ekskuus laat ek dit net gaan aangeweef wys. So op onder die debiteerde menu item hierbo, kan jy 'n lys van kontak sien wat dan basies jou ouers is. Net om te wys op wat ek nou genoem het. As hierdie ouer byvoorbeeld nie e-mail het nie, dan kan jy sê ek wil nie glad nie vir die persoon 'n e-mail stuur nie want hy gaan in afval dit nie ontvang nie. Dan kan jy dit net afsit. Dan wat ek genoem het van die rekeninge, as jy nou uitfilter vir die 180 dae plus rekeninge, jy kies hulle hierso bo, dan kan jy sê ek wil hulle graag oorplaas na die aggressiewe workflow toe, dan kan update jy daai 80 rekeninge soos dit. Ja, is daar iets spesifiek wat ons Enige vrae wat julle dalk het? Nee, ek is maar. Sê dalk kom
Daar's 'n geleentheid om enige vrae te vra as daar spesifieke vrae is wat jy het. Ons het 'n vraag gekry oor vrystellings, of ons dit insluit in die pakket tans. Is dit nie deel van fees nie, maar dit is iets waarna ons sal kyk in die toekoms. Ons het dit nie op die huidige pakkette nie, maar as ons sien dat die skole groot behoefte het daarna, ons kyk altyd na wat ons skole nodig het. So, as julle so 'n tipe behoefte het, sal dit goed wees om te weet daarvan. So as julle kan uitreik na ons toe, as daar behoefte is om die vrystellings uit te werk, volgens die skolewet, dan in te sluit. Hoe dit tans werk is, indien jou vrystellings op D6+ finansies gelaai is, neem ons dit natuurlik in ag, want daai data kom ons nou oor fees toe. So ons kan dit sien, ons volg volgens wat die uitgestel of die vrygestelde bedrag is, soos wat dit vasgestel is in D6+. Dis hoe dit die stelsel tans werk. Ja, dit sal 'n goeie ding wees, en duidelik van ons skole as dit vat, is 'n derde van ons in ons hardloop vrystelling. So dit is ons belangrik, want daar is ook uitsonderlike gevalle waar jou vrystelling nie teen die afsluitdatum inkom nie, en dan eers op 'n later stadium, en dan reflekteer hy nie, en dan kry jy 'n bietjie ongekragte ouer wat daar aankom, so as hy ingewerk is, sal dit baie makliker wees om daai te kry. Ja, 100%. En dan kom jy heelwat vrae deur oor kostes. Ons gaan vir julle presies deurstuur die kostes, want dit hang natuurlik af van die behoefte van die skool. So as daar, kyk, ons het 'n vraag gekry, as daar 'n ouer reply op 'n geregistreerde e-posbrief. Dis en kom dit dan na die skool toe daai reply, waartoe gaan dit? Dit hang af op watter prysplan jy val. Daar's ook verskillende kostes vir die SMS'e, wat jy gaan stuur vanuit die stelsel, maar ons gaan al daai kostes kommunikeer, want dit hang af wat die behoefte van die skool is. Enige ander vrae? So die verslag sal jy kan sien wat die SMS wat jy gestuur is, ja, jy sal alles kan sien, en die koste verhaal van die ouer, dit van die geregistreerde brief, dit sal natuurlik afhang van die reëling by die skool met die ouer het. So daar het ons nie 'n sê nie, want elke skool werk ook anders volgens daardie kostes. Net op daai, as dit is wat hulle wil doen, moet hulle dit onthou wat op die finansiestelsel gaan hê. As 'n payment option. Hulle kan nie hê vir fees nie, hulle moet op die finansiestelsel hê en dan sal daai, as hulle wil kostes hê. Ons sien heelwat vrae inkom. Ons kan skool en koshuisgelde kan 'n mens skei op die stelsel. Dit is moontlik sodat jy net opvolg op byvoorbeeld jou koshuisgelde apart van jou skoolgelde. Sekere skole wil net jou skoolgeld oorhandig, nie die koshuisgeld oorhandig nie, dan gee ons jou daai geleentheid jy stel, dit hang af hoe jy die werksvloei opstel. So ja, dit is moontlik. Korrek, ja, die invordering van daardie skole is verskillend. Daar is 'n koste, so ons het nou nog 'n vraag gekry, vat ons 'n persentasie gedeelte van die geld wat 'n ouer betaal as die briewe uit is. Dit hang af hoe die betaling geskied. Ons vat nie as die betaling deur 'n debietorder of 'n EFT geskied en daardie konsiliasie gebeur in D6+, ons vat nie 'n fooi daarop nie. Kom ons sê cash, die kontantlose betaling is aangesit vir jou skool. Ons wil dit so maklik moontlik maak vir die skool om te betaal. So die werksvloei van die ouer kry die staat, hy druk net op 'n paynout knoppie, dit vat hom in sy stikketomgewing, hy laai sy kaart, hy betaal, is baie goed en baie vinnig. Daar is 'n persentasie tans betrokke, dis 4%. Dit sluit dan alles in die transaksiefooi. En as jy dit vergelyk met die collectors, die fooi wat die collectors vat, dis 20%, 30%. Dan lyk daai 4% eintlik, dit is 'n baie goeie persentasie en dis net op die kontantlose betalings wat inkom. So ons stelsel sien presies dat hierdie geld is ingevorder as gevolg van die briewe wat hulle kry, of as gevolg van die reminder wat uitgaan het op die stelsel. En daar is 'n klein fooi wat dan terugkom na fees toe.
Die hoeveelheid administrateurs wat die fee-stelsel kan gebruik, hang ook af van die plan waarop jy is. Ons het tans 'n spesiale aanbieding. Dit is net vir die volgende van Augustus, September en Oktober. As jy nou 'n pakket vat, sal dit jou 1,750 kos per maand en 2 administrateurs kan dan op die stelsel werk en 1 viewer. So as jy hoof of 'n beheerliggaam lid net wil oorsig hê, dan het ons daai viewer rights en jy betaal ook nie aanboord fooi nie. So dit sal regtig die moeite werd wees om nou by ons verkoopspan uit te kom om 'n kwotasie te kry, want dit is 'n baie goeie aanbod. Dan sien ons die notas. Daar's 'n vraag oor notas tussen D6 en fees. Ja, goed, dalk kan jy dit vir ons vertel of wys. Okay, laat ons gou net 2 goeders wat ek dalk net vinnig wil noem ook. Op die workflow self, ek het dit vinnig genoem, maar julle kan nou sien, hierso is 2 knoppies wat Engels en Afrikaans wys om die opvolgboodskap te wys wat die preview van of dit Engels-Afrikaans is. Die rede hoekom daar 2 tale is want ons, as die ouers se voorkeurtaal Afrikaans is, dan stuur ons wel Afrikaanse e-mail en self vir die Engels, maar ek neem aan dit is al sprekend nie vinnig genoem nie. Dan net tussen die notas, so ek wil net, as ons nou gaan na 'n rekening toe, al die notas wat gelaai word in D6 Finansies, trek deur, en ons moet nou die 3 tipes, dit is die gewone nota, die interne nota, en dan is daar die promise to pay nota. As ek byvoorbeeld in die nota ingaan, dan kan jy sien die detail wat daar gelaai is. En kom ons doen gou 'n promise to pay. So as ek nou 'n promise to pay laai en fees, ouer het ingebel, en jy laai dit of ons jy e-mail gestuur. Teen die 29ste, om 2500 te betaal. Sodra ek nou hierso sê save, daai inligting word direk na jou D6 Finansies stelsel toe gestuur, so daai promise to pay nota word aan daai kant ook gesien. Dan wat ons ook het op account is die activities, wat jy ook vir jou kan laai. Dit is soos 'n mini task reminder dingetjie wat jy vir jou kan laai. As ek kan sê, okay, ek wil graag hierdie ouer wil ek net Vrydag die 22ste bel om te oor byvoorbeeld. So dan kan jy vir jou activity laai, en as jy dan elke keer in fees inkom, gee ons vir jou kort lys van al die notas, activities wat jy gemaak het, wat aksies is wat jy in fees wil doen op die rekening. Jy sê nota gelaai op daai rekening. Ek gaan gesien net om te wys dat Leonie het 'n nota gelaai aan D6 Finansies kan, so sodra dan klaar gesien het, dan gaan ek net wys hoe die nota ingetrek het, en dan kan ek sommer ook wys hoe die vorige betaling, cashless betaling wat gemaak het, hoe dit ook op die rekening reflekteer. Kom ons wys hom dalk gou eers, terwyl ons ons het die betaling wat gemaak was nou vanoggend toe ons hom uitgestuur het. En as ons nou teruggaan na daardie rekening toe, word ons nou net 'n nota. Hy is nog besig om te sinkroniseer, maar ek glo is maar klaar is. Is daar dalk enige vrae intussen? Daar is iemand wat graag die staat wil sien met al die inligting. Die hoof staan by ons en hom gou wys. Die staat? Ja, Of die een wat die e-pos moet. Of die online een? wys maar altyd. Okay, so hier is die staat wat jy in die stelsel kan sien, dit is wat die ouer gaan sien. Dit is sodat jy nie noodwendig wil weg te klik om te sien nie, maar as jy die e-mail uitstuur met die statement link, dit wat die ouer gaan sien is 'n staat wat soos die lyk online, wat hom lekker maak omdat hy online is, sodra daar is, kon sê die e-mail 3 dae teruggestuur, daar is ook 'n betaling gemaak, of wat ook al gebeur het in finansies kan, dit gaan dadelik wys na dit sien gebeur het. So dis altyd op datum, die ouer werk nie op oudskuld nie. So dis 'n lewendige staat, en indien die ouer daar op die pay now knoppie daaronder druk, gaan dit hom dadelik om te betaal. So dit is, en die 4% is slegs as die ouer op daardie pay now knoppie, op daardie staat wat uitgaan,
klik en betaling op hierdie manier maak, dan is daardie 4% van toepassing. So dis slegs met 'n kontantlose betaling op die staat wat gestuur is. Online een waar die ouers se inligting vir die prokureurs gestuur kan word. Dis wat sy graag wil sien. Okay, ek sal dit dan nou wys. So net om ook uit te wys, kyk, soos fees die produk doen baie goed. So in die geval waar daar nou op hierdie spesifieke rekeninge betalingsbeloftes gelaai is, as die ouer nou die e-mail ontvang en klik by nou, het die ouer die opsie om sy belofte betaling na te kom soos wat hy ooreengekom het, of hy kan uit die volle skuld. So ons gee opsies vir die ouer om te betaal soos wat moontlik is, maar ook om te wys dat sien jy het 'n belofte gemaak. Kom dit is op die finaal. Okay. So dit is dit. Okay. Ek besig om jou kantstatement te print vir hierdie rekening wat vir die prokureurs gestuur gaan word. Time to switch. Ja. Okay. Ja, so dit is hoe die staat lyk wat uit fees uitgeprint gaan word met die inligting wat van DSS afkom. Ja, dit is toch net zoom. Die bankbesonderhede is net afgesit, maar dit wys ook op die staat indien nodig. Ja, en dan is dit die afbreek van die transaksies en die balanse soos wat die ouer gewoond is om te ontvang. En hierdie kleure en hoe die staat lyk, trek weer van die opstel wat onder die configuration settings kant gebeur. Okay. Iets wat ek nou nie gewys het nie, as jy nou, kom ons sê jy het die Section 41 uitgestuur, maar jy wil graag ook die Section 41 brief uitprint en saam die kind huis toe stuur, as indien ons het al skole versoeke gekry wat skole dit wil doen, dan kan jy die Section 41 brief soos wat hy opgestel is in jou stelsel laai. Wag, jy wys nie meer nie. Jy het ongeluk gestop. Share net weer 'n skerm. Nee, uit share nog eens, hoor. Sê net stop sharing Wow. en dan gaan terug na daai ene toe. Share screen. So. Wys hy nou weer? Ja. Okay. Ja, so ek het net die Section 41 brief gestuur, so dit is gebaseer op die workflow tipe wat gekies is, en of hierdie persoon dit een van sy volgende aksies is. Ons vat die content van daardie e-mail soos wat hy opgestel het, sit dit net in 'n briefformaat geprint kan word, wat jy dan vir die ouer kan gee, of vir die kind kan gee om huis te stuur, dan vir die ouer om te teken, as dit is ons so behoefte van 'n skool of gekry. Maar net om dalk spesifiek uit te wys, so as jy 'n brief uitstuur vir 61 tot 90 dae skuld, ons vat letterlik die skulde wat 61 dae plus is, en dit is wat in die brief voorkom. So dit wat die data wat gewys word, of die bedrag wat verwys word na die e-mail templates en die SMS'e wat uitgestuur word, bly relevant tot die boodskap wat uitgestuur word. Jy het volle beheer oor dit. Ja, dit is so, net om weer eens te noem, saam met fees kry julle die standaard werksvloei wat daar is, maar julle is in volle beheer om te verander. Julle kan aksies uithaal, julle kan dit meer gereeld maak, julle kan dit beperk tot spesifieke kategorieë, maar natuurlik moet hierdie is die standaard proses wat ons glo en gesien werk het, so wanneer julle verstellings maak, wees maar net, hou dit maar net in gedagte. Ja, ons het 'n vraag oor die exemptions, om net vir ons te wys hoe lyk daardie verslag op al die rekeninge wat exemptions het. So as jy by accounts gaan, en jy, ja, as jy kan na jou accounts gaan, ek kan sê al die rekeninge wat die jaar exemptions op het, of soos jy nou genoem het, van jou dashboard af, hier sal die exemptions blokkie wees, dan kan jy net omklik en dit filter dan dadelik die exemptions uit. As jy spesifiek nou in die rekening ingaan, en jy gaan op die transactions, dan sal die exemptions hier natuurlijk in die onderkant wys, dis is baie inligting, waar van toepassing is. Op die staat self wys ons, as dit 'n partial exemption is, dan sal dit die balans wys tussen die invoice en die exemption bedrag.
Maar ook 'n ander manier om exemptions te sien is as jy na reports en transactions toe gaan en dan kan jy net sê ek wil graag al die exemptions transaksies sien en ek wil dit graag per rekening sien en dit is dan al die exemptions vir ons. Kom ons doen dit net gou volgens per maand eers. So dis net want julle sien dat daar's baie rekeninge met exemptions, maar net 2 wys vir 2025, dis maar net om te wys dat in die vorige finansiële jaar was daar baie exemptions gewees, 23, 24 rekeninge, maar vir die jaar is dan net hierdie 2 wat deeltyd opkom. Ja. Ja, daar's nou kans vir 'n laaste vraag. Daar was een vraag oor kan 'n mens die rekeningsstaat aanpas om 3 km te wys met 'n debit en 'n krediet? Ja, jy kan. Ja, so dit is net 'n verstelbare setting. Hierso is wat jy as jy graag debit krediet balans op jou statement formaat wil wys, dan kies jy dit net hierso. Okay. So, baie dankie almal. Dit was lekker om julle die produkte wys. Ons gaan uitreik na almal wat bygewoon het. Ons het vrae gekry. Ons gaan vir julle die pryslys stuur. Indien jy aangedui het dat een van ons verkoopsouens in kontak moet wees, gaan ons uitreik na julle toe. Maar in slotsom, soos wat ek hoop julle kan sien, dit is 'n stelsel wat gebou is vir skole om skole te help deur die minste moontlike administratiewe las op die personeel te laai, deur die werksvloei te outomatiseer, deur nie verskillende stelsels te werk nie. Ek het gesien, dit was ook 'n vraag, D6 en fees, hulle praat met mekaar. So as jy na jou skuldinligting wil sien en daarop werk en fokus, dan doen jy dit vanuit fees, maar al daai rekeninge en die rekonsiliasies gebeur steeds in D6+, maar dit trek deur. So jy hoef dit nie op beide plekke by te hou nie. Jy weet dat die inligting wat oorgestuur word is 100% akkuraat. So as daar enige vrae is, asseblief reik uit na ons. So graag vir julle of as julle meer in diepte demonstrasie wil sien of dalk vir julle hoop wys, dan doen ons so. Baie dankie dat julle bygewoon het. Dit was lekker.